jou swaar kry. Hebreërs 10 vers 32 tot 39. Ek en my mosbolletjie was jong getroud en met 'n blink toekoms voor ons. My geloof was borrelend en ek kon berge versit. Nog sommer 'n splinternuwe Christen, skaars 2 jaar oud in die geloof. Ons eerste baba was so byna 'n jaar oud. Met die familiebesigheid wat pa en 'n paar ander familielede oor die jare opgebou het, het dit voor die wind gegaan. En hulle het selfs dit oorweeg om my 'n direkteur te maak. Ek was opgewonde. Maar alles was nie pluis nie. Van die probleme wat onderbroei, het niemand 'n woord gerep nie, totdat die bom daardie verskriklike dag bars. Een oggend word ek uit die bloute meegedeel. Ons maatskappy is bankrot. Gaan soek vir jou 'n ander werk. Ek was platgeslaan. Al my drome lê aan skerwe. Ek gaan huil op die skouer van die plaaslike sendeling en hy stuur my na vriende in welkom. Platsak val ek in mosbolletjie in die pad. Wat wag op ons? Vir 'n hongerloon moet ek werk, maar ek geniet dit terdee, want dit is koninkrykswerk. Al ons versekeringspolisse verval, want daar is nie geld om dit te betaal nie. Maar wat woe, ek en mosbolletjie is vrek verlief en stralend gelukkig. Een maand word ons ganse maand se salaris gesteel en ons moet oorleef op turksvye en knolkool. Maar die lewe gaan voort en ons is brandend vir die evangelie. Toe tref die verskriklike slag ons, toe 'n parafienblik vol kookwater ontplof en my arme mosbolletjie liderlik verbrand. Vir 6 weke lê sy in krul van pyn in die hospitaal. Talle operasies en veloorplantings later is sy uiteindelik weer terug by die huis. Maar dit sou nog baie maande neem vir haar volle herstel. Vriende, dra ons op die hande deur hierdie bittere tyd. Nie net in gebed nie, maar ook in liefde, met fisiese hulp, en bewys vir ons dat ware omgee nog steeds bestaan. Jare later tref nog 'n bankrotskap ons. Hierdie slag baie erger as die vorige. Ons verloor absoluut alles wat ons gehad het. My verhaal is geensins ongewoon nie, en baie van die lesers kan dalk verhale vertel van baie groter ontberings. In die nuwe Suid-Afrika is swaar kry nie 'n ongewone ding nie. Dikwels is dit nie noodwendig finansiële swaar kry nie, maar ook geestelike swaar kry. Om 'n voorbeeld te noem, die onderdrukking van godsdiens in skole, wat menige toegewyde onderwyser baie swaar getref het. Dis in sulke swaar kry tye waar jou geloof gebou word. Jy kan swaar kry op 2 maniere hanteer. Jy kan jouself sit en bejammer, maar dit gaan jou nêrens bring nie, want jy gaan net in 'n depressie verval en sake nog erger maak. Of jy kan die situasie positief benader en dit beskou as 'n vormingsproses waarin jou geloof gebrei en sterk gemaak word. Wees bly dat God jou waardig geag het om deur hierdie proses te kan gaan. Paulus het eenmaal gesê dat hy dit as 'n baie groot eer beskou dat hy kon swaar kry vir die evangelie. Swaar kry laat jou dikwels innoveer en dink en probleme verander in uitdagings. Ons kry dit so dikwels dat iemand wat sy werk verloor verplig word om weier te dink. Hy begin sy eie klein besigheid en weldra
ontwikkel dit tot 'n floreerende saak. 'n Onderwyseres wat aan bande gelê is met godsdienstonderrig, het haar pausetyd opgeoffer om die evangelie met kinders te deel. Dit was nie lank nie. Toe is daar 'n skare van kinders wat nog nooit blootstelling aan die evangelie gehad het nie, wat om haar saamdrom. Honger vir die woord. 'n Stroom Bybels is deur hierdie kinders opgeraap. En so het die evangelie nie alleen die kinders bereik nie, maar ook hulle huisgesinne. Onderdrukking van die woord het hier juis die gevolg gehad dat die woord versprei kon word. Ja, die vervolging van Christene in Israel destyds het veroorsaak dat hulle die wye wêreld in moes vlug vir hulle lewens. Die direkte gevolg was dat die evangelie dwars oor die wêreld versprei het, want hulle het dit uitgedra so ver as wat hulle gevlug het. Swaar kry het ook 'n ander uitwerking op 'n gelowige. Dit maak jou sensitief vir ander mense wat swaar kry. Ek en my gesin moes self die afgelope klompie jare deur baie diep waters gaan, en ons was etlike male platgeslaan. Nogtans het die Here ons geestelik opgetel en nuwe hoogtes laat bereik. Hy gebruik ons om baie mense wat in die donker put van moed verloor is, nuwe hoop te gee, want ons was self daardeur. Vandag is ek borrelend gelukkig. Jy kan ook wees. Moenie dat swaar kry jou onderkry nie. Lees 'n bietjie wat in Habakuk 3 vers 17 en verder aangeskryf is. Al sou die vyeboom nie bot nie, daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes of plewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskraal sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, dan sal ek juig in God my redder. Kom ons maak deur ons eie swaar kry hierdie ook die jubellied in ons harte en maak blydskap selfs deur swaar kry ons lewensfilosofie. Amen. Kom ons bid. Dankie Here dat U my ook waardig geag het om swaar kry te beleef vir U. Dankie dat ek vandag ongekende blydskap kan beleef. Gee asseblief vandag 'n jubeling in die hart vir elkeen wat hierdie dagstukkie lees en dalk ook swaar kry ondervind. Amen.